Ons het die afgelope tyd gepraat van volwassenheid word in Christus en ook gepraat van die belangrikheid daarvan om mense te vergewe. En dat vergifnis is 'n kernsleutel in ons wandel met die Here. En wat ek vanoggend net wil deel is, nou, ek weet nie of jy dit ook al beleef het nie. Dit voel vir my so, dalk nie by julle nie. Maar dit voel altyd, dis makliker om ander mense te vergewe as om jouself te vergewe. Okay, so 'n paar stem saam met my, so ek is daarom nie alleen nie. Dit is makliker om ander te vergewe. En weet wat is die hartseer? Baie keer dink ons nie eers daaraan dat jy jouself moet vergewe nie. Ons is so gefokus op al die ander, ons vergewe die mense wat ons te na gekom het en ons het 'n klomp goed wat gebeur, maar ons dink nie. Ons vergeet, ek dink partykeer hou die vyand dit weggesteek, maar ons vergewe nie onsself nie. Nou daar's nie 'n spesifieke vers in die Bybel wat sê jy moet jouself vergewe nie. Die Here praat, ultimately, ons weet dat die Here het oral verskeie plekke waar die Here die opdrag gegee het, ons moet vergewe. Maar as ek nie myself vergewe nie, dan loop ek in 'n muur vas. In Romeine, Paulus skryf in Romeine 8 vers 1, hy sê, en dit is 'n kosbare vers, en hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hy sê daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Geen veroordeling vir die wat in Christus is. En dan daai tweede gedeelte wat hy sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wandel ek en jy na die vlees of na die gees? Word ek gelei deur my vlees of word ek gelei deur sy gees? En ek wil 'n belangrike ding vra vanoggend. Wie het jou oor? Ek wil weer sê, wie het jou oor? Met ander woorde, na wie luister jy? Met wie is jy in gesprek voortdurend in jou wandel elke dag? Nou ja, ons kan 'n gesprek wees met ander mense. Ons praat baie met mense. Dis daar okay. Praat baie met mense, ons stik baie van mense. En ons is in kontak met mense, maar ek wil vanoggend, wie het jou aandag, wie het jou oor? Het die Here jou oor? Het die Heilige Gees jou oor vanoggend? Hoor jy wat die Here besig is om met jou te praat? Luister jy na sy stem? Of het die vyand dalk jou oor vanoggend? Is jy besig om jou oor uit te leen aan die vyand? Skrif wat ons redelik baie hanteer het, en wat ek vanoggend weer net wil opsit, 2 Korintiërs 7 vers 10, wat hy sê, want die droefheid, volgens die wil van God, werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die. Daar's 'n droefheid, met ander woorde, 'n grief, 'n hartseer, 'n droefheid wat ek volgens die wêreld, wat soos die wêreld hanteer word. Of daar's 'n droefheid, wat hy praat van 'n droefheid volgens die wil van God. Nou die Amplified stel dit mooi, hy stel dit so 'n bietjie op 'n ander manier. Hy sê, hoor wat sê hy? Hy sê, for godly grief and the pain, God is permitted to
to direct. Godly grief and the pain, God is permitted to direct. Produce a repentance that leads and contributes to salvation and deliverance from evil. And it never brings regret. But worldly grief, the hopeless sorrow that is characteristic of the pagan world, is deadly, breeding and ending in death. So daar's 'n droefheid. Want as ek toelaat dat die Here daai droefheid van my lei dit tot 'n onberoulike bekering. Wil weer lees. A godly grief and the pain God is permitted to direct produces a repentance that leads and contributes to salvation and deliverance from evil. And it never brings regret. So daar's 'n droefheid. Want as ek toelaat dat daai droefheid deur die Here gelei word, dan bring dit bekering. It brings repentance. It brings change. And it leads to, soos hy sê, it leads and contributes to salvation and deliverance from evil. So as ek daai droefheid beleef, en die Here het my oor, en ek laat toe dat sy Gees my lei, gaan daai droefheid, daai berou, wat deur die Gees gelei word, my bring by 'n plek wat hy sê van repentance and contributes to deliverance from evil. Lei my tot bekering. Dit gaan my op 'n anderster plek bring. It's going to bring you to a different destination. Maar 'n worldly grief, 'n wêreldse droefheid soos wat in die wêreld gebeur. Waar gaan dit jou bring? What's the destination it's going to take you? Waar gaan daai droefheid my laat beland? Wel, die Here Paulus sê, dit bring jou eintlik by die dood uit. Dis vernietigend. En hoekom ek dit deel vanoggend? Hoekom is dit belangrik dat ek en jy, hoekom is dit belangrik dat ons onsself vergewe? Hoekom is dit belangrik dat jy nie daai skuldgevoel mee moet loop nie? Daai spyt, daai regret. Nou, ek glo elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het ergens langs die pad serieus foute gemaak. Ons het flops gestryk. Ons het dinge gedoen wat ons skuldig oor gevoel het. Dinge wat ons oor spyt is. En die manier wat ek en jy daai teleurstelling hanteer, die manier wat ek en jy dit benader, gaan 'n geweldige impak in jou lewe hê. Ek hoef dit nie vir jou te sê nie. En weet wat's die hartseer? As ek dit uit 'n wêreldse grief, uit 'n wêreldse manier, 'n droefheid vanuit 'n wêreldse perspektief hanteer. As ek dit vanuit my vlees hanteer. As ek gelei word deur my vlees, dan eindig ek op 'n plek wat ek selfgesentreerd word. Ek kyk als na binne toe. Ek kom op 'n plek met die spyt en teleurstelling wat ek in selfbejammering beland.
Kom op 'n plek wat ek myself baie keer dalk begin self regverdig. Ek probeer eintlik myself te beskerm. En baie keer jou selfpogings om dit uit te sorteer en jouself te probeer red, eindig op nog 'n dieper moeilikheid. Hoeveel keer het ek en jy nie op daai plek gekom, dat as ek daai teleurstellings, daai skuldgevoel hanteer en dit word 'n stem van aanklag. Nou ons almal weet, ons ken die gedeeltes wat die Here gesê het, wat Paulus geskryf het, hy sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na die wat hy kan verslind. As ek nie myself vergewe nie, as ek nie daai teleurstellings, daai foute, as ek dit volgens die vlees hanteer, dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy gaan 'n teken word van die vyand wat rondloop op soek na wie hy kan verslind. Want jy sien, my oor begin dan oop te gaan vir sy stem. Aanklag, dankie. Want dan gaan my oor oop en hy begin jou aan te kla. En dan kom daai spyt, die Engels praat van regret. En dan kom hy selfverwyd. Maar jy sien, aanklag en verwyd loop ook lekker saam met mekaar. Die vyand kla jou aan en hy begin jou te slaan met 'n lat. Ek wou eintlik 'n lat gebring het, maar ek het nou vergeet om 'n lat te pluk. Maar weet wat, dan slaat hy jou. Naderhand dan vat jy die lat uit sy hand uit en dan slaat jy jouself. Hy hoef nie eers jou verder te voeter nie. Want jy's besig om self 'n baie goeie job van dit te maak. Want jy hou aan om jouself te slaan. Jy verwyd jouself. Hoeveel keer het ons nie gaan sit op daai plek en jy sit in daai selfbejammering en daai spyt en as ek dit maar net nie gedoen het nie. As ek net nie daai besluit geneem het nie. As ek daai, as sê hulle dit, die ou mense sal sê, as is verbrande hout. Gaan daai spyt iets verander? Om jouself die hele tyd aan te kla, gaan dit iets verander? Gaan jou selfbejammering 'n verandering in die situasie bring? Nee. Dan is die vraag, hoekom leen ek my ore dan uit vir die vyand? Ek weet nie of iemand 'n antwoord, regtig 'n logiese antwoord het vir. Hoekom doen ons dit? Nee, ek weet nie. Maar ons doen dit almal. Ons beland op daai plek. Maar kan ek en jy nie anders begin werk met die teleurstellings en die goed wat skeef geloop het? Ja, kan ons nie op 'n ander stoel gaan sit nie. Sien teleurstellings en ek wil praat, ek wil dit nie deurtrek na alle situasies in ons lewens. Baie van julle wat vanoggend hier sit, het dalk met 'n besigheid iets probeer doen. Jy het goeders aangepak. Dalk het jy dinge gekoop en gedink dit was 'n goeie idee. En dit was nie. Die besigheid wat jy begin het, was 'n flop gewees. Was 'n disaster. Ek het 'n paar sulke goed in my lewe al gedoen. Maar weet wat hartseer? Omdat ons nie deur die gees gelei word nie, maar omdat ons deur die toelaat, dat ons deur die vlees gelei word, dan maak ons 'n moment in my lewe 'n monument. Ek wil weer sê, ek maak 'n moment, 'n oomblik, 'n ervaring, 'n ding wat gebeur het. Ek maak 'n monument van daai ding. En weet wat, dan is of tyd kom stil staan by daai monument. Die lewe gaan aan.
Jy beweeg vorentoe, maar iets van jou bly agter by daai moment, daai teleurstelling, daai skuldgevoel wat jy beleef. Ek gaan nog 'n hele ding daaroor bedien vorentoe, volgende paar weke ergens. Mense, wanneer jy iets aangepak het, en dit het misluk, wil ek net vir jou sê, en ek gaan nie daaroor baie uitbrei nou vanoggend nie. Dit wat jy aangepak het, het misluk. Maar jy sien, as ek die droefheid verkeerd benader, as ek daai droefheid vanuit my vlees benader, dan begin ek myself onder oordeel te bring. Aanklag. En weet wat doen skuldgevoel? Skuldgevoel kom praat met jou, die vyand praat met jou. Skuldgevoel kom omdat ek iets nie reg gedoen het nie. Is jy met my? So ek het iets gedoen, die verkeerde ding gedoen, dit het nie reg geloop nie, daar's moeilikheid, en nou kom skuldgevoel. Maar as ek daai skuldgevoel bly plek gee, en hy bly konstant in my lewe, en ek's die heeltyd besig om te wandel in daai skuldgevoel, daai spyt, daai regret, en ek's besig met daai aanklag, en ek maak my ore oop, dan begin die vyand vir jou en vir my te lieg. En as jy die leuen glo, gee daai leuen krag in jou lewe. Maar jy gee nie die leuen krag nie, jy is besig om die leenaar ook te bemagtig, jy gee hom mag in jou lewe, jy gee vir hom, kan maar sê amper die woord toestemming, maar jy gee vir hom plek, om beheer te begin uitoefen in jou. En weet wat gebeur met skuldgevoel? As hy skuldgevoel siklus aanhou hardloop, dan begin hy te eskaleer. Dan word dit nie net ek het misluk nie. Die vyand kom en hy bring jou by 'n plek, nie net van skuldgevoel nie, maar van shame. Dat is nie vir my 'n mooi Afrikaanse woord. Die Afrikaans praat van skaam, skande, maar die Engels praat van shame. Nou, jy het iets aangepak en dit het misluk. En die feit dat daai ding misluk het, beteken dat jy is nou 'n mislukking. Nee. Maar die vyand kry dit reg, omdat ek daai skuldgevoel nie reg hanteer nie, omdat ek nie daai droefheid toelaat dat die Here daai droefheid lei nie, nou begin die vyand net bring shame oor jou lewe, en shame begin jou identiteit aan te val. En nou sê jy nie net, ek het misluk nie, die woorde begin te verander, ek is 'n mislukking. Dan sit nie meer, what I attempted failed. En die vyand begin jou 'n leuen vertel, en jou denke begin te draai, en jy begin te glo, not what I attempted failed, I am a failure. En dit tas en dit begin jou identiteit weg te vreet, as ek kan maar sê. Dit is soos 'n kankergewas wat jou begin vreet. En weet wat jy hartseer moet dit? Daai selfbewustheid, daai so ingesluk word in daai self in myself. Ek word al hoe meer sondebewus, in plaas van God bewus. So ek wil weer sê, ek het iets slegs gedoen, wat nie goed is nie. En shame begin jou aan te val, en dit begin jou identiteit te impakteer. Nou begin ek dink, maar ek is sleg. I did something bad. En nou kom ek op die plek wat ek beredeneer, but I am bad. En jy sit
onder 'n oordeel. Jy sit onder daai stem van aanklag. En dis dan wanneer ons daai innerlike geloftes maak en kom op 'n plek wat ons begin sê, ek sal myself nooit kan vergewe nie. En as ek daai goed nie reg hanteer nie. Mense, as jy op die plek kom dat jy jouself nie kan vergewe, weet wat eintlik doen jy? Jy's besig om jouself te verhef bo God. Because God vergewe, but ek vergewe nie. Hoor jy die gevaar in die plek wat jy in kan wees dan? Want skielik maak jy jouself nou die regter. Ek veroordeel nou. God sê hy het vergewe. Maar Here, hierdie situasie, dink ek is ek weet bietjie beter. Ek gaan nie vergewe nie. Verstaan jy dan, 'n droefheid volgens die wêreld lei na die dood en vernietiging. Dit wat jy sonder die Here doen, gaan jou vernietig. En die hartseer van dit is, dit gaan jou roeping in die Here verander. Inteendeel, dit gaan jou roeping breek. Dit gaan maak dat jy 'n vrymoedigheid verloor. Mense, dit impakteer skuldgevoelens en shame en al hierdie goeters, beïnvloed al ons verhoudings. Dit beïnvloed jou verhouding in jou gesin, met jou vrou, met jou man, beïnvloed jou verhouding met jou kinders, dit beïnvloed jou verhouding met alle mense, dit beïnvloed jou verhouding met die Here. Maar dan is daar 'n geeswandel. A godly grief and the pain God is permitted to direct produce a repentance that leads and contributes to salvation and deliverance from evil, and it never brings regret. Ek wil weer sê, it leads to a repentance, it leads and contributes to salvation and deliverance from evil. It leads a repentance that leads to 'n deurbraak. Here, ek het misgevat. Dit is my so kosbaar, die gedeelte in Hebreërs 4 vers 16, wat die Here sê, wat die Hebreërs skrywer skryf, en hy sê, kom met vrymoedigheid na die genade troon. Hy sê, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade om op die regte tyd gevind te word. Jy sien, die stem van aanklag gaan jou probeer weghou, die vyand gaan jou weghou van die genade troon van God af. Maar wat die Here sê is, 'n droefheid wat deur die Heilige Gees gelei word, is die Heilige Gees vir jou gesê, wanneer jy val, wanneer jy iets verkeerd doen, wanneer dit skeefloop, hardloop na die Here toe. Hy sê, kom met vrymoedigheid na die genade troon toe. Dis wanneer ek my oor uitleen, my oor gee vir God se Gees en ek luister en ek sê, kom na my genade troon toe. Nou as jy by die genade troon kom, as jy misgevat het, wat gaan die Here doen? Harry, het jy alweer twak aangejaag? Harry, hoeveel keer moet ek vir jou sê, jy moet dit nie doen nie? Gaan die Here vir jou sê, Harry, ek het jou gewaarsku dit gaan skeefloop? Is dit hoe die genade van die Here gaan werk? Nee, gaan die Here ons uitsort? Ja, hy gaan ons uitsort. Hy gaan ons help om die regte pad te kom. Maar hy sê, kom na die genade troon. Genade gaan my en jou nie net vrymaak nie, hy gaan my lei, hy gaan my leer, sê Titus 2,
om 'n godsvrugtige lewe te leef. Die Here kom, hy werk nie met skuldgevoel nie. Die Here kom nie en veroordeel jou nie. Hy sê daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is. Mense, vanoggend, jy moet jou lewe wat ons benader in my lewenswandel vanuit my identiteit as 'n seun en 'n dogter van God. Ek wandel vanuit my seunskap. 'n Godbewustheid in my lewe. Dat al vat ek mis, dat ek met vrymoedigheid na sy genade troon kan gaan en sê, Here, help. Here, ek is jammer, ek het misgevat. En die Here kom en hy help my en jou. Maar mense, ons moet, as jy nie jouself vergewe, you are setting yourself up for failure. Daai vryspraak maak my vry. Daai vryspraak bring heling. Daai vergifnis bring herstel. Daai vergifnis, jy sien baie keer, ons sê nie ek het vergewe, ek het myself vergewe, maar ek het nie gaan deel met daai gedagtepatrone wat ek ontwikkel het van, ek het nie net misgevat nie. Ek het nie net misluk nie, ek dink ek is nou 'n mislukking. Die Here wil my en jou se denke verander. Mense, ek en jy kan nie bekostig om dinge te dink wat die Here nie van ons dink nie. Die feit dat jy misgevat het nie die Here se gedagtes aangaande jou verander nie. Ek kan nie bekostig om woorde van myself en oor myself te spreek wat die Here nie oor my spreek nie. Hoor wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Word gelei deur sy Gees. Het jy al gehoor dat die Heilige Gees of die Here vir jou kom sê, jy's 'n Christiaan, jy's daarom 'n flop, jy's useless en jy's regtig 'n mislukking in hierdie lewe. Ons het dalk van ons aardse paas baie keer gehoor, ons het dit van ander mense gehoor. Ons het dit vir onsself gesê. Maar is dit wat die Here vir my en jou gesê het? Wie het vanoggend jou oor? Wil weer sê, what you attempted failed. That doesn't make you a failure. Wil jy nie vanoggend by plek kom, so they say in the Amplified, let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, every appropriate help and well-timed help, coming just when we need it. Met die hart glo ons tot geregtigheid, sê hy, en met die mond bely ons tot redding. Wat glo jy in jou hart vanoggend? Wat's besig om uit jou en my mond uit te vloei? Met die hart glo ek. Ek is sy seun, ek is sy kind. So hoe gaan ek dit hanteer as ek volgende keer misgevat het? Vir wie gaan ek my ore leen? Ek wil jou uitdaag vanoggend. Hou op kyk en spandeer tyd en tyd spandeer met alles wat jy dink jy het misgevat. En begin tyd te spandeer
om te hoor wat die Here vir jou sê, van jou sê en oor jou spreek. En begin daai goeters oor jouself te spreek. Wat's die dinge wat hy oor jou dink? En jy moet jouself, jy moet regtig gaan sit en net tyd met die Here spandeer en doen daai introspeksie. En dink bietjie, maar wat dink ek regtig van myself? Wat is die dinge, wat is die gedagtes wat in my kop rondhardloop? As daai gedagtes daar sit en vra dat die Heilige Gees vir jou dit sal uitwys, as jy dink, maar ek is nie goed genoeg nie. Al daai negatiewe goeters, dat jy daai goeters sal konfronteer met God se waarheid. Hy sê, ken die waarheid. En die waarheid sal jou vrymaak. Ken Jesus. Hy is die waarheid. Hy is die lewende woord. En sit met hom. Leen jou oor vir hom. Gee jou oor vir hom. Laat toe dat hy met jou praat. Koop die tyd uit by sy voete te gaan sit en aan sy stem te luister. Ek wil afsluit weer met daai vers van Hebreërs 4. Kom met vrymoedigheid na die genade troon van Christus. Sodat jy barmhartigheid kan vind en genade om op die regte tyd gehelp te word. Sodat hy jou kan help en jou hart kan verander. So laaste skrifversie, hy is nou nie op die skerm nie. Psalm 118 vers 13, die Afrikaanse vertaling sê, jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Die vyand kom, hy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Mag die Here vir jou en vir my help. Die Passion Translation sê, they pushed me right to the edge, and I was ready to fall, but you, Lord, helped me to triumph. And together we overcame them all. Lord, you are my true strength, my glory song, my champion, my savior. Moenie laat hy jou oorstoot na die verkeerde kant toe nie. Hy is die een wat jou sal help. Hardloop na hom toe. Maar mense, kom op die plek, as jy môreoggend opstaan, vanaand gaan slaap, wanneer jy jou tande borsel, en jy kyk vir daai ouetjie in die spieël wat vir jou terugkyk, sê vir daai ou, wat die Here oor hom sê. Partykeer is dit nodig dat ek en jy onsself sal aanspreek, en sê, self, ek vergewe jou. Mense beweeg aan, breek die monumente af, wat jy voorstaan, en die verlede wat jy so aan vashou. En laat toe, dat hy in jou kom werk, en jou help, om in te stap in die volheid van dit wat hy vir jou beplan het. Net die laaste slide, dankie Gerard. What you do is an expression of who you are. Wat jy doen is 'n uitdrukking van wie jy is. Wie is jy vanoggend? Jy's nie 'n weeskind nie. Jy's sy seun. Jy's sy dogter. En dat my en jou lewe, that what I do will be an expression of who I am. His son, his daughter. Net alweer sit, sluit net jou oë. Dalk sit jy vanoggend met skuldgevoel, teleurstelling, spyt, regret. Hoe lank wil jy nog met dit loop en dit dra? Is besig om jou vreugde te steel, is besig om jou hoop te steel. Hoe lank wil jy nog leef onder daai selfbejammering? Hoe lank wil jy nog leef
onder daai stem van aanklag? Hoe lank wil jy nog leef op die plek wat jy jouself verwyd? En daar waar jy sit, wil jy nie vanoggend kom en sê, Here, ek bring dit na U toe. Sien hoe jy by sy genade troon kom. En hoe die Here vanoggend jou met sy liefde wil kom toevou. Wil jy nie dit vanoggend by sy voete kom lê? En Here, en ek bid vanoggend dat U die skuld sal wegvat. Ek bid dat U vanoggend dat daai stem van aanklag in ons lewens nou sal stop in Jesus naam. Ek bid dat elke vorm van verwyte vanoggend sal stop in die naam van Jesus. Ek dank U, Here, dat U ons vanoggend vergewe het, dat U ons vrygespreek het. En ons bely vanoggend, Here, elke leuen van die vyand wat ons geglo het. Elke leuen van, ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n mislukking. Ek breek daai leuns in mense se lewens vanoggend in Jesus naam. En ek bid dat daar vanoggend 'n nuwe vrymoedigheid in mense sal opstaan. Dankie dat ons vanoggend na U troon toe kan kom. Net soos wat ons is vanoggend. En ek bid vanoggend, Here, dat ons sal opstaan en wandel in wie ons is in Christus. En ek bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Net daar waar jy sit, praat net so 'n oomblik jouself met die Here. Gee hom daai teleurstellings. Gee hom daai elke skuldgevoel wat jy gekoester het. Gee dit volgende vir hom. My spyt. My selfkastyding. Dankie, Here, dat U elkeen net toevou vanoggend in die liefde. Here, dankie dat U vrede deur elke persoon vanoggend net spoel. Here, ek bid dat U deur die Gees vanoggend kom heel maak. Soos gesing het, You pick up the broken pieces. Kom herskep vanoggend in die naam van Jesus. So dankie, Here. So dankie. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. Sit net so 'n oombliekie net in sy teenwoordigheid. En ek Gees bid dat U net al waar mense nou sit, dat U hulle sal bedien. Dankie, Here. Dankie dat U die leuns, die krag van leuns breek. In Jesus naam. So dankie. So dankie. Prys U. Thank you, Lord. Dankie. Dankie, Meester.